Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se onderwerp: oseane, riviere en mere, water in volkskunde. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Oseane, riviere en mere het baie mytes aan hulle gekoppel van reg oor die wêreld. In Griekse mitologie het elke bron van water 'n god, godin of nimf daaraan verbonde. Die rivier Styx is nie 'n rivier waarop jy gode ede neem nie, maar 'n godin wat sorg dat daardie ede nagekom word. In Noorse mitologie het Odin een van sy oë gegee om uit Mimir se put te drink, om die wysheid binne te verkry. En natuurlik het die seegodin Ran en haar man Aegir 9 reuse dogters gehad, wat toevallig die golwe was. Turfothin is volgens legende een van vele plekke waar Tuatha Dé Danann na gevlug het na hul epiese nederlaag deur die Milesiërs. Mere en die see versteek natuurlik die roete tussen hierdie wêreld en die ander. Verhale oor stede onder water gevul met meermense is algemeen in die kuslande. Hierdie een verwys net na die Keltiese mite. En ons ken almal die mite van die fontein van jeug. Soeke daarna eindig nooit goed nie. Water is geheimsinnig en verander voortdurend. Dit is in staat tot skepping en vernietiging. En of putte en fonteine en die res heilig is of nie, of hulle nimfe en ander watervee huisves of nie, een ding is duidelik: sonder water sal alle lewe op aarde vergaan. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, oseane, mere en riviere. Turfothin, die land onder die golwe, is die tuisgebied van die meeste watervee. Op die oppervlak is daar niks, soos gewoonlik op mere en ander plekke van ingang in die sterflike ryk en Fairy, maar onder die golwe is 'n hele koninkryk. Paleise, huise en meer word bewoon deur watervee en waterwonende veediere, wat op dieselfde manier boer, vee oppas en andersins arbei as in enige ander koninkryk. Dit is 'n welvarende land met areas wat spesifiek aan sekere rasse behoort. Sommige waterliggame is heilig. Die meer van Avalon, waar die dame van die meer woon, wat leiding en hulp aan Arthur en sy ridders gee. Mimir se put, wat die wêreldboom Yggdrasil voed, en 'n paar mere, fonteine en putte wat doodgewoon lyk, waarvan plek en deur tyd beweeg om behoeftiges te help. As vloeibare diepsinnige wesens vind oseane, riviere en mere vorm in die 9 dogters van Ran, wat die golwe is, die rivier Styx wat 'n godin is, en ander maniere waarop water self tot lewe kom, sonder om homself te verloor in 'n vorm wat dit sal bind, soos mens, dier of vee. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks, kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!